Geagte vriende, welkom terug vir die Kerk in Afrikaans. Ons werk uit Ierland uit en ons het 'n lekker Afrikaanse gemeente hier, 'n jongmensgemeente en ons reik ook uit. Dis hoekom ons nou hierdie preek opneem voor die tyd, sodat u daar by die huis dalk op 'n Sondagoggend daarna kan kyk. Maar jy moet tyd maak om dit te kyk. Jy kan nie sommer net vinnig op Facebook deur dit blaai nie. Dit gaan nie werk nie. So as jy dit sien, jy kan ons altyd verder na ons webtuiste toe gaan. Die preke is op ons webtuiste. Afrikaanse Kerk in Afrikaans.ie sal jy dit kry. So jy kan kyk daar na ons dienste en natuurlik ook op YouTube. So baie welkom in elk geval dan by ons diens vandag. Nou vandag is selfs ons bietjie oor die boek Tessalonisense en ons is steeds besig met die hele opdrag dat ons kan nie ons geloof moet in ons werke gewys word. Dit moet aktief wees, vriende. En dis waar ons vandag gaan gesels en ook hier in Tessalonisense is dit maar die groot tema van die dag. Maar voordat ons dit lees, kom ons bid eers saam. Hemelse Vader, Here, ons dankie dat ons 'n geleentheid het om na u woord te luister. Wil u dit stil maak rondom ons en in ons harte, sodat ons kan hoor wat u vir ons wil leer. En ons bid dit in Jesus naam. Amen. Nou vriende, ek gaan net 'n kort stukkie lees in die begin van Tessalonisense. Thessalonika is 'n klein dis 'n redelike groot belangrike dorp gewees in die tyd van die Romeine. So in die Romeinse ryk was dit heel moontlik die hoofstad van Macedonië. Macedonië was 'n provinsie van die Romeinse ryk. En wat belangrik was van Thessalonika was dat dit 'n handelsstad was en dat die groot pad Istanbul toe het deur Tessalonisense geloop of Thessalonika geloop. En so daar was 'n klomp kulture daar. Daar was baie kerke en ook 'n klomp Jode en 'n groot Joodse sinagoge was daar ook in Thessalonika. So 'n groot sameloop van kulture, maar die kerk in Thessalonika het baie swaar gekry as gevolg van die Jode. Geen ander rede nie, net as gevolg van die Jode, want die Jode het die Christene gehaat. So, dit was die moeilikheid waarmee hulle opgeskeep gesit het, maar hulle het volhard. En kom ons lees net gou daai, so 'n paar versies net daar. Ons dank God altyd oor julle almal, wanneer ons aan julle dink in ons gebede. Voor God ons Vader onthou ons onophoudelik die uitwerking van julle geloof, die moeitevolle inspanning van julle liefde en die standvastigheid van julle hoop op ons Here Jesus Christus. Broers, julle vir wie God liefhet, ons weet van julle verkiesing, want ons evangelie het nie alleen deur die woord nie, maar ook met krag en deur die Heilige Gees in volle versekering na julle gekom. Net so weet julle hoe ons optrede by julle was tot julle voordeel. En julle het ons voordeel gevolg en op die van die Here, nadat julle die woord ten spyte van groot verdrukking met blydskap van die Heilige Gees ontvang het. Met die gevolg dat julle 'n voorbeeld vir al die gelowiges in Macedonië en Agaia geword het. Hier's 'n groepie mense, 'n klein gemeentetjie in 'n groot stad wat 'n verskil gemaak het. En Paulus praat hier van geloof, hoop en liefde. Geloof, vriende, kan nie passief wees nie. Geloof moet aktief wees en dit moet transformerend wees. Ons geloof met mense verander. As jy 'n Christen is en jy's in 'n omgewing en jou geloof verander nie die omgewing nie, of die geloof van jou gemeente is nie transformerend in jou omgewing nie, dan moet mens weer jou geloof bietjie evalueer of jou geloof nie onder verdenking is nie. As ons sê ons is gelowiges en ons is deel van 'n gemeente en ons verander nie ons verander nie ons omgewing nie, dan is ons geloof passief, vriende, en ongelukkig waardeloos. En dit is amper dan as mens na Jakobus kyk of ons nie geloof het nie.
Want dit is nie transformerend nie. Dis die werk van 'n Christen. Om in 'n plek in te gaan en dan praat mense oor jou en oor jou werk en wat jy doen. En mense sê en hulle sien en hulle ervaar en beleef en hoor wat jy doen. En dit maak 'n indruk op mense. Dit stuur rimpels uit. Dit kan nie gekeer word nie. Dis 'n aktiewe geloof. En ons as Christene kan in die moderne wêreld nie meer bekostig om 'n passiewe geloof te hê nie, want die wêreld is in die moeilikheid. Die wêreld word geblinddoek, vriende, deur leuns, verdraaide waarhede. Dit is waarmee ons sit. Jy kan nie meer 'n passiewe geloof hê nie. Jy kan nie lekker in jou hoekie onder jou boom sit en maar net jou eie geloof bedink en beleef. Jou geloof moet in die wêreld verandering bring. Jy met jou gemeenskap moet jy tot in hulle diepste wese raak. Anderster is jou geloof iets anders, dalk nie ware geloof nie. En dis wat Paulus sien van hierdie gemeentetjie, dat hulle maak 'n indruk in hulle wêreld. Mense neem kennis van wat hulle doen en wie hulle is. Dis aktiewe geloof. Dis transformerende geloof wat verandering bring in 'n gemeenskap. Dis die tipe geloof, vriende, wat ons as kinders van die Here moet hê. En dan die tweede ding wat hier na voorkom is liefde. Maar liefde word gesien in werke, nê? Met ander woorde, hierdie mense het niks teruggekry vir wat hulle gedoen het in hulle gemeente nie. Hulle harte was oop vir mense wat swaar gekry het. Hulle harte was oop vir vreemdelinge. Hulle was gasvry, hulle was vriendelik, hulle was gemoedelik. So hulle het gewerk. Hulle liefde was werk om mense se belange te behartig, om mense se nood raak te sien, om sensitief te wees vir mense rondom hulle en om aktief 'n hand uit te steek na die wêreld daarby van. Dis liefde. Liefde in aksie. Liefde wat hard werk en jy kry niks terug daarvoor nie. Baie keer sal jy dalk net 'n klap terugkry daarvoor. Maar dis is wat geloof in die Here Jesus Christus beteken. Dit gaan uit op liefdeswerke waar mense betrokke is sonder om iets terug te kry. Waar mense 'n hand uitsteek sonder om iets daarvoor te ontvang. Dis liefde. En dis die werk van liefde. Maar dan is daar ook hoop. Hierdie mense het gelei. Hulle is gevange geneem, hulle is baie keer teen gediskrimineer, hulle is sleg behandel op allerlei maniere. Daar's baie magte wat teen hulle gewerk het, teen hulle opgetree het, maar hulle het aangehou. En dis 'n belangrike ding, dat hulle aangehou het. Dit beteken hulle het hoop gehad, hoop op iets beters, hoop op iets mooiers. Jesus Christus, wat weer sal kom. Dit was hulle hoop. Jesus Christus wat oorwin het, wat in beheer is. Die Heilige Gees wat die trooster is. Dit was hulle hoop, wat die waarheid sal bring, die waarheid sal openbaar, vriende. En dit is wat ons aan die gang hou, is hoop. En ons leef in 'n wêreld wat toenemend goeie mense nodig het. 'n Wêreld wat sigbaar goeie mense nodig het. 'n Wêreld wat sigbaar goeie mense nodig het wat liefdeswerk doen. Dis wat die wêreld nodig het en dis jy as 'n gelowige. Die wêreld het jou nodig. Daar moet jy sterk staan soos hierdie mense van Thessalonika, wat ten spyte van hulle omstandighede rimpels gemaak het. Soveel sodat daaroor gepraat is van die rimpels wat die mense van Thessalonika gemaak het. En dis wat ons moet doen vandag. Dis wat dit beteken vandag. Ons moet nog steeds rimpels maak. Met ons geloof, vriende, wat transformerend is, met ons
werke wat die koninkryk van God tentoonstel. Dis hoe die koninkryk van God lyk in ons werke. En dan finaal ook in ons hoop, die feit dat ons kan uithou en kan sterk staan, ten spyte van al die teëstand. Ek weet nie in watter situasie u is en waar u sit vandag nie. Miskien voel dit vir u dat u ook in 'n ongemaklike situasie is. Watter situasie ook al is, laat die 3 goeters by u bly. Die eerste ding is 'n transformerende geloof, liefdesdade en werke in die omgewing en uithou vermoë ten spyte van omstandighede. En mag die Here u die krag daarvoor gee. Amen. Kom laat ons bid. Hemelse Vader, wat 'n wonderlike woord van geloof, hoop en liefde. Wil u dit graveer in ons lewens en in ons harte. Ons bid dit in Jesus naam. Amen.